Nou dat die somer son sy sambok bymekaar maak om soos 'n sambok te slat hier op die aarde, is dit nou 'n besonderse tyd waar ons nou weer waterlei gedagtes moet kry. Want hier in die Karoo, dis mos nou 'n waterskaars plek. Jy kan nie hier waterlei soos enige mens nie. En veral in die somer moet jy jou waterlei sommer ken. Nou, hier op Teefontein, hierdie dam hier agter my in die windpomp, ons deel ons water met die skape. So in die somer drink hulle baie, so jy kan nie hier water lei soos jy wil nie. En ek het nou gaan ek so in dorpe, as ek nou by 'n plek kom of by 'n gastehuis of 'n ding bly, dan kan ek my verwonder aan hierdie spritsergoedjies wat almal so by hulle in die tuine het, en dan iewers op 'n stadium gaan daar 'n program af en 'n sprits die dingetjie en die goedjies word nat. En ek hou nie van dit nie. Ek hou nie van dit nie, want dit is so half of jy kan in jou huis sit en die water gaan aan. Dit voel vir my as daar water en plante en grond by betrokke is. Moet 'n mens homself lei, of moet 'n watervoer, soos daar in Lockston, ons het ook watervoere, maar nou is dit bietjie droog vir dit, of moet 'n pyp. En daar's 'n sekere, wat gebeur met 'n mens? Daar's 'n sekere kalme, rustige mensgevoel wat ek kry as ek aan die waterlei raak. My stroompie is nou nie baie sterk nie, en ek sit my pype in. Nou dis nou 'n ander ding, hoe sit jy die pype bymekaar, want dis ver uiteen waar jy nou die water moet lei. En julle, laat ek sommer nou vir julle sê, julle weet dit 10-10-1 klaar, maar ek het nou die dag al twee my knie stukkend geval oor 'n pyp. So mens moet jou lei ken. Dis in my gene. Ek kom van 'n pappa af wat so water gelei het. O, wie is my pa water gelei het hy gelyk. Ek het sy gesig nooit so kalm en mooi gesien soos wanneer hy water lei nie. Hy het so al agter die water aangeloop, dan weer 'n walletjie afgekeer, en jy staan en kyk hoe die water oor die grond loop. En na rukkie, as die watertjies hier by 'n ou blaartjie wat nou so hang, as jy oor 'n halfuur terugkom, dan staan daai blaartjies so. En dan kry jy nou die wonderlike hulp wat jy nou kry van die voeltjies wat hier in die grond begin soek, terwyl die water lei. En die kalme is 'n soort meditasie as ek water lei. En jy kan nie 10 uur in die dag hier water lei nie. Jy kan nie na 8 in die oggend water nie. So dis 'n hele beplanning. Jy so 5 uur, 4:30 staan jy op en jy begin jou pype reg sit. En jy begin jou water lei net soos dit daar agter begin lig word. Daar staan jy so met die koel windjie tussen jou blaaie en jy kyk hoe loop die water. En as ek die dag nou sukkel om dankbaar te wees oor iets, dan kan ek nie wag om te gaan water lei nie. Want as ek so staan en kyk hoe loop die water in die akkertjie, dan kom maar so dankbaarheid oor my. Net soos die plant wat nou water kry ek 'n voeding, 'n voedsel uit hierdie swart pyp met die watertjies wat so uitloop, met die water van die lewe, na waters waar rus is, dink ek altyd daai ou mooi sinnetjie in die groot boek. En dan, as ek nou hier by 8 uur sien, ek het nou nog nie klaar, my dinge is nou nog nie reg gelei nie, dan hier van 6 uur af, dan begin die son hier sak. Dan is dit nou nog warm, maar dan skyn die son darm nie meer nie. En dan sit dit dierbaar. Soggens sien jy nou 'n breekie dag, en laatmiddag, dan sien jy nou terwyl jy water lei, hoe daal die dag. En 'n mens kan lank na skemer nog sien, as jy die skemer in water lei. Jy kan maar net, jy raak eers bewus daarvan as jy nou wil huis toe stap, jy sien jy, maar dit het mos sommer donker geword.
van die waterlei in die gees van die waterlei. Of smiddag laat om te gaan rus, of smorgens vroeg om op te staan. Is die dierbaarste meditasie, die dierbaarste voorreg om die klein bietjie water, want hier gaan dit nou oor klein bietjies water. Hier Desember, Januarie, Februarie en die diep warme dae. Dis 'n groot uitdaging om jou plante aan die lewe te hou. Soos jy by hulle kom en hulle sien jy sit pype reg, dan sien jy sommer die plantjies begin jubel, want hulle weet